Goeiemôre gemeente. Baie welkom vanoggend by ons erediens. As dit die belydenis van jou hart is, dan groet die Here jou ook met sy seën, genade, barmhartigheid en vrede wat jy so nodig het in hierdie omstandighede. Dit gee God ryklik aan elkeen van ons in die naam van sy seun en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Here, dankie vir 'n geloofsfamilie waarin ons veilig kan voel. Ons loof U vir U grootheid en ons weet dat ons 'n almagtige God aanbid, een vir wie niks onmoontlik is nie. Here, en ons kom met dankbaarheid na U vir Ferdie van der Merwe wat se knie baie beter is, vir Tannie Monica wat besig is om goed te herstel na 'n heupvervanging, vir Anri wat gesond is maar nog 'n bietjie af is, en vir Natasha Nudee wat haar breekoperasie het goed gegaan en sy het nog seer, maar dankie vir die herstel. Hemelse Vader, en dan is daar 'n redelike klomp mense wat infeksie het, Here. Ons dink aan Alda. Hemelse Vader, ek vra dat U die regte medisyne sal bring en dat U haar gesond sal maak. Ek bid ook vir Annelies Leroux met dieselfde probleem, Here, met infeksie. Ek bid dat U haar sal aanraak en gesond sal maak. Ek bid vir Dominee Stefan se broer Chris, waar die toetse sleg lyk. Here, U weet, U is al wat weet. Ek bid ook vir Melanda. Sy gaan om limfoom te laat verwyder en ek vra dat U asseblief U hand van beskerming oor haar dokter sal hou. En ook vir oom Tino. Here, hy het ook infeksie. Dat U die dokters in die regte rigting sal stuur en dat daar totale herstel sal wees. Ek bid ook vir almal se families wat hier genoem is. Here, ek bid vir versterking en dat hulle nie moedeloos sal raak nie, want daar is altyd hoop waar U is. Ek bid ook vir hartseer, vir Tannie Maritjie. Hemelse Vader, ek bid dat U haar en haar familie sal styf vashou in hierdie tyd van hartseer. Dan bid ek ook vir die kerkraadsvergadering Dinsdag. Dankie Here dat U mense aanstel. Ek bid dat die regte besluite geneem sal word met U, nie sonder U nie. Here, en dan wil ek ons land aan U opdra. Here, U maak so mooi oop die goeders wat verkeerd is en ons dank U daarvoor en ons bid dat U die mense se oë sal oopmaak sodat hulle dit sal sien, sodat die sluiers van hulle gelig sal word. Ek dink altyd die keiser wat naakloop, dat ja Here, dat die mense sal begin sien. En dan bid ek vir ons omgewing, spesifiek vir Claremont en Westbury. Here, U het nou al ons gesprekke gehoor en U weet presies wat daar aangaan. Ek bid Here dat U die mense sal veilig hou wat niks daarmee te doen het nie, dat U hierdie ding so sal isoleer dat die bom sal bars waar niemand sal seer kry nie. Ek bid vir die leiers van hierdie bendes, Here, en ek bid vir die mense wat die dwelms maak en verkoop, sodat dis hulle, Here, wat na U toe gedraai moet word, sodat hulle dit sal stop. Here, en ek bid hierdie dinge in U naam, en ek bid spesifiek dat dit soos in Jesaja 41 staan, dat die mense sal sien en erken en almal sal begryp en insien dat dit die Here is wat dit gedoen het, dat dit die Heilige van Israel is wat dit geskep het. In Jesus se naam, amen. Vandag lees ek Kolossense 2 vers 6 tot 15. Lewe in die verbondenheid met Christus Jesus. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewing van mense op wettigste godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam
en die verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Baie dankie, Nina Marie. En ons fokus vanoggend veral op vers 6. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. Ja, ek is besig met 'n reeks preke oor ons visie, die gemeente se visie, omgee gemeente gesalf vir genesing en bevryding, want ons het ook nou Dinsdag weer gaan stil staan en gehoor met strategiese sessie, wat is hierdie jaar belangrik? Waarop moet ons fokus? En ek moet sê, in 'n visie moet jy heeltyd besig wees met disippelskap. Wat is disippelskap? Mense se lewens moet verander om meer en meer soos Jesus te word. Dis die belangrike ding. Lewens in 'n gemeente kan nie net dieselfde bly nie. Jy moet groei. Ons praat van die pad van heiligmaking wat ons moet volg, volgens ons belydenis. Net dan moet 'n verandering kom, dan moet groei kom. Jou lewe moet net meer en meer Jesus vertoon. Jy moet meer en meer word wie jy alreeds is in Christus. Nee, ons het gesterf. Ons leef nie meer nie, maar Christus leef in ons. En nou Paulus sê in Romeine 12, sê hy vers 1 en 2, gee julle selfs 'n lewendige heilige offer wat vir God aanneemlik is. Maar die probleem is van 'n lewende offer is, hy kan van die offeraltaar weer afklim. En elke nou en dan klim ons weer af. En dan groei ons nie verder in Christus nie. So ons lewens moet verander. En dan het ons ook 'n strategie in die gemeente om mense te help om hierdie pad van heiligmaking te stap. Ons praat van die 3 vlakke van disippelskap, nê? En ons het al daarby stil gestaan vorige Sondag, vestiging van jou identiteit in Christus. Dis die eerste ding wat moet gebeur. Jy moet jou identiteit plaas in Christus. Ons het die volheid in Christus. Christus het jou lewe weer heel en vol kom maak. Wat bedoel ons daarmee? Hy het jou weer in 'n verhouding met God kom plaas. Na die sondeval is die verhouding met God gebreek. En Christus kom en hy is weer jou Vader. God is weer jou Vader. Jy is sy kind. Jou lewe word weer vol en heel. En dan verder die vlak 2 wat ons laas Sondag op stil gestaan het, groei tot volwassenheid in Christus nie. Jy moet groei. As jy weet wie jy is in Christus nie, dan moet jy al hoe meer groei vanuit daai identiteit. Jou lewe moet beheer word oor wie jy is in Christus. En ons kyk met daai 5 dimensies van 'n mens se lewe, geestelik, verstandelik, verhouding, so wat ons ook op vlak 3 gaan kyk later. En dan vlak 3, dit is die doelwit, nê, om te wandel in Christus. Wat staan in vers 6, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel in hom. En dit is waantoe ons almal werk, om te wandel in Christus. En dan, as jy praat van wandel in Christus, beteken nie, wat moet jy doen nie? Die vraag is nie, wat moet jy doen om te wandel in Christus nie? Dit is 'n verkeerde vraag. Die vraag is, wat jy moet vra is, wie moet jy wees in Christus? Nie wat moet ek doen nie, maar wie moet ek wees in Christus?
Want jy kan die regte dinge doen, nê, wat uiterlik reg lyk, maar jy wandel nog steeds nie in Christus nie. Hy praat hier van wettiese, hier in vers argumente en dinge wat berus op oorlewing van mense en wettiese godsdienstige reëls en nie Christus nie. So, jy kan die regte dinge doen, maar jy wandel nog steeds nie in Christus nie. Want as ek kyk wat Jesus gesê het van die mense wat in sy tyd die regte dinge gedoen het, en wie was hulle? Die skrifgeleerdes en fariseërs. Hulle het wet mooi gehou, maar wat sê Jesus van hulle? Ellende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Ouens wat die regte dinge gedoen het. Julle gee tiendes van kruisement, anys en koriander, maar wat vir ons die wet van God die swaarste weeg, laat julle na geregtigheid, barmhartigheid en getroubaarheid. Julle is soos witgeverfde grafte, wat van buite mooi lyk, maar daar binne vol doodsbeende, allerhande onsuiverheid is. Soos julle ook, van buite lyk julle vir die mense vroom, maar van binne is julle vol huigelary en minagting van die wet. So wat is jou gesindheid? Dit gaan oor wie jy moet wees. Wat is die regte gesindheid om te wandel in Christus? Wat is daai regte? Ons bely soos wat ons leer uit die woord. Heidelbergse Katekismes antwoord 91. Ons bely dat goeie werke is om te wandel in Christus. Is slegs die wat uit 'n ware geloof. So ten eerste jy doen dit omdat jy glo in Jesus, hy is die Here van jou lewe. Het jou gekoop. Volgens die wet van God. En wat is die kern van die wet? Liefde vir God, liefde vir my naaste. En tot sy eer gedoen word. Dit is al. As jy die dinge doen uit hierdie 3 merktekens in jou hart, nê? Eerstens dat jy werklik glo in Jesus en jy wil hom dien en volg. Hy is die Here van jou lewe. En jy het God bo alles lief, wat jou eerste lief gehad het. En jy het ook jou naaste lief, wat na God se beeld geskape is. En jy wil alles net doen om God se naam te eer. As jy daai gesindheid in jou hart het, hoef jy nie eers bekommerd te wees wat jy doen nie. Jy gaan die regte ding doen. Jy gaan wandel in Christus. Outomaties gaan jou lewe 'n wandel in Christus wees. So nie dink wat, ek moet dit doen, ek moet kruis aan huis, tiendes, ek moet dit doen, dat is belangrik, nee, maar dis nie waarop jy moet fokus nie. As Jesus werklik die Here van jou lewe is, gaan dit outomaties gebeur ook. So 'n wandel in Christus gaan oor wat in jou hart aangaan. Is wie jy is, nie wat jy moet doen nie. Is dit die merktekens van jou lewe? Dat dit is die eerste 3 prioriteite van jou lewe. Glo in Christus, volg hom as die Here in my lewe, liefde, en dan ek doen alles tot eer van die Here. En dan, as ons kyk natuurlik ook, as jy daai gesit het in jou hart uit, wat gaan die effek wees op daai 5 dimensies van jou lewe? Want ons die vorige 2 Sondae ook stil gestaan. Geestelik, watter effek gaan dit geestelik op jou hê? Dan sal jy ook sensitief wees vir die leiding van die Heilige Gees. Dis wat so belangrik is. Ons moet sensitief wees wat die Gees ons wys op hierdie stadium wat ons moet doen. En ek dink ook, as ons nou dink aan ons strategiese sessie, dis nie dat ons by mekaar doen nie verkeerde goed of so dat daar bekering nodig is nie, maar die groot vraag is, doen ons wat die Here nou wil hê ons moet doen? En natuurlik ook, ons moet sout en lig wees, nee? So ons omstandighede, die omstandighede van die gemeente speel ook 'n rol oor wat die Heilige Gees wil doen. So ons dink aan hierdie dinge wat ons nou gehoor het, wat aangaan net hierso paar blokke van ons af. Nee, wat sensitief wees vir die leiding van die Heilige Gees. Die Heilige Gees moet vir ons wys wat is goed en kwaad, om goed en kwaad te onderskei. Die Hebreërs skrywer sê, maar vaste spys is vir die volwassenes, vir die wat geestesvermoë besit, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Ons moet goed van kwaad kan onderskei, in my lewensomstandighede, my gesin, wat is goed, wat is kwaad, by die werk, my familie, gemeente. Goed en kwaad. So ons geestelike onderskeidingsvermoë is nie net 'n ding van die verstand nie.
Nee, dit is 'n werking van die Gees. Een van sy gawes is mos ook onderskeiding van geeste. Ons moet agterkom wat is hier aan die werk, dat ons daai ding kan aanspreek. En daar's soveel dwaalleer, nee, in die wêreld, en dat ons daai geeste sal onderskei, wat mense se gedagtes meevoer en dat ander op die einde ander mense doodmaak. In die kerk moet ons ook daai dwaalleer vra vir die Heilige Gees om vir ons geestelike onderskeiding te gee in ons verdediging in geestelike oorlogvoering. Geestelike onderskeidingsvermoë is die eerste lyn van verdediging. En ek wil net na so 'n paar populêre geestestromings van die wêreld, wat in die wêreld is, en selfs in die kerk, onder die Christene, gou 'n bietjie vinnig daarna verwys. Ons praat van die universalisme, nee, universalism. En wat sê hulle? Nee, dit sê dat almal aanbid dieselfde God. So ons aanbid, elke godsdienst aanbid God net op sy eie manier. Ons gaan deur Jesus, die moslems gaan deur Mohammed, Boeddha gaan deur Boeddha, wat ook al boeddhisme gaan deur Boeddha en so, almal aanbid dieselfde God. Dis 'n groot leuen. As jy nog dink, ja, almal aanbid dieselfde God nie, hoor, ander godsdienste doen ook goeie goed. Hulle aanbid nie dieselfde God nie. Wat is goeie om te wandel in Christus? Jy glo in Jesus. Hy sê ook, ek alleen is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Johannes 14 vers 6. Daar is nie 'n ander weg na God toe nie. Al die ander godsdienste aanbid afgode. Dit moet jy baie fyn vasmaak. In jou, jy moet dit weet. Want baie Christene, kerkmense dink, almal aanbid dieselfde God. Elkeen gaan net op sy eie manier. Dis 'n leuen. Daar's net een weg, waarheid en lewe. En dis Christus. Dan kry jy nog 'n ander dwaalleer, nee, praat hulle van die prosperity gospel, nee, ek dink ons almal weet daarvan, nee, dit gaan daaroor, jy gebruik God, nee, dat hy jou moet seën. En as dit nie goed gaan met jou nie, nee, dan het jy dalk 'n sonde of so. Weet, eintlik word God gebruik tot jou voordeel, die prosperity gospel. Ander een, dwaalleer wêreldgees, het die New Age movement. New Age movement sê, ons almal en alles is God. Ek is God, jy is God, hierdie bank is God, hierdie rekenaar is God, ons moet net in harmonie met alles kom. As jy wil probeer God wees, nee, dan moet jy jouself aan jou eie skoenveters kan optel. Jy gaan dit nie reg kry nie. Ons is nie God nie. Daar's net een God, die Vader, Seun en Heilige Gees. Dan kry jy nog natuurlik legalism, wettigheid. Nee, dit is ook wat baie keer in die tradisionele kerke 'n worsteling is. Dat jy die regte dinge doen, maar nie met die regte gesindheid nie. Nee, daar raak dit nou reëls, regulasies, soos die skrifgeleerdes. Jy dink jy kan jou redding verdien eintlik deur jou dade. Dan nog een is hypergrace, nee, is hypergenade. Man, jy moet maar nie weer onder die wet plaas nie. Dit is nou weer 'n reaksie teenoor wettisisme. Jy moet maar nie weer onder die wet plaas nie. God is genade, hy is liefde, al hierdie dinge nie. So daar hoef nooit bekering te wees. Ek kan net maar doen wat ek wil en ek is mos klaar verlos. Dis die hypergrace, hypergenade godsdienstige gees. En dan kry jy die emerging church. Ja, ek en Ilse Marie was 2008 het 'n persoon ons geborg in Amerika so jeugbedieninge te gaan besoek om te sien wat doen hulle. En ons het daarin, was dit in Chicago, by die Emerging Church gekom. En ons praat toe met 2 pastore, hulle klink Christelik, maar hulle is baie postmodernisties, nee. Ons praat, ek luister wat hulle sê, en die een ou kom ek agter, maar toe ons ook in 'n kerkgebou is, nee, daar's Indiane, wat hy catching, Dreamcatchers goeters daar in hulle saal, en daar's, ek weet nie, allerhande goeter, hoe elkeen sy geloof half uitbeeld en so. Praat met die 2 pastore, kom agter, maar hy dink ons almal is maar dieselfde, al die godsdienste dieselfde, en ek sê, maar wat van Johannes 14 vers 6, daai ou vererg hom, vir my. Hy sê, hoe kan jy my kom beledig in my huis? Was eintlik sy vriend se huis, hier waar ek is, dat ek sulke vrae vra. So, die Emerging Church gaan oor die postmoderne mens, nee, waar jou emosie, jy bewerk jou eie waarheid, daar's nie absolute waarhede nie. Wat vir jou waar is vir jou waar, wat vir my waar is my waar.
En mens sien ook hoe dit verder ook, sneeubal. Dat ook kinders, in Amerika, maar ek wil sê, dis nie in Amerika, is ook hier. Dat hierdie transgender ding ook. Want my waarheid is, ek is 'n dogter wat vasgevang is in 'n seun se liggaam. Dis my waarheid. En jy moet my respekteer daarvoor en my so hanteer, asof ek 'n dogter is, alhoewel ek seuns uiterlik is. Verstaan jy hoe erg word dit? Op die einde mag ouers ook nie vir hulle kinders sê, jy is my seun, jy moet 'n seun wees, ek is so trots op die seun wat jy is nie. Want die kind moet vir jou sê, dit is wat gesê word. Kanada het ek geluister na 'n ou wat, hy was op byl, wat is dit nou? Hy's op borg uit, die tronk uit, want hy wou keer dat sy 14-jarige dogter fisiese operasie verandering moes om 'n ander geslag om 'n seun te word. En toe het hulle hom in die gevange, in die tronk gesit. So gaan dit aan. En om net bietjie nader na die huis toe te kom, laas naweek, wat ons die Victory in Jesus Christ aangebied het, by die Baptiste Kerk, toe is daar 'n onderwyseres. Sy gee kuns by 'n Girls High skool. By Girls High, en sy is voor die beheerliggaam geroep, want sy het in die klas gesê, okay girls, come let us draw this picture. En toe is daar 'n klomp van daai meisies wat sê, maar jy kan nie sê ek is 'n girl nie, want ek is nie 'n girl nie. Maar dis 'n Girls High hoërskool. Verstaan jy hoe belaglik raak dit? En sy is voor die beheerliggaam geroep en sy sê, come girls, let us do this. En moet gaan vir sensitivity training en so voort. En toe vertel iemand, ja, daar is ook hierdie furries. Wat? Is dit furries, Matt? Die een dink hy's 'n hond, die een meisie dink sy's 'n hond, en dan word kans gegee in skooltyd dat die kan gaan blaf, die honde dinge doen. Dis nie Amerika nie, dis hier. En die ander een is 'n wolf, gaan hel. Ek dink as ek in my tyd so iets gedoen het in die klas, sou ek ook gehel het op pad na die hoofse kantoor toe. Ja, vandag is daai hel uit my uit, Maar dit is belaglik. En wat is die sataniese plan agter dit? Vat die ouers weg uit hulle autoriteitsposisie wat God vir die kinders gegee het om die kinders te begelei, om hulle identiteit te vestig en te bevestig. Ouers mag nie meer sê, dis my seun, dis my dogter nie. Dit is, hierdie wêreldsgees is daar, en ons moet sensitief wees vir die leiding van die Heilige Gees. Ek kan weet, maar hier, wat gaan hier aan? So iemand wat volwasse wandel in Christus, 'n volwasse disipel is. Die is sensitief vir die leiding van die Heilige Gees en ken natuurlik die waarheid. Ken God se woord. Dat jy nie mislei word nie. Verstandelik, en dis nou net die ander probleem ook, 'n vlak 3 disipel, een wat volwasse wandel in Christus. Verstandelik moet 'n vlak 3 disipel net pas op, dat jy ook nie hoogmoedig raak nie, want jy het nou al so baie skrifkennis, jy het nou al mos al gegroei. Jy bedien nou al self, want dit is vlak 3, sê wandel in Christus, gaan die ander mense begin bedien, en jy raak so hoogmoedig eintlik oor jou, jy word opgeblaas oor jou kennis. En die stryd is om verstandelik nederig te bly, afhanklik van die Here te bly. Ek ervaar dit ook baie keer as ons seminare aanbied, dan sal ook baie keer geestelike leiers in die seminaar, en dan baie van hulle wil net bedien daar. Ons sê, jy's hier, jy moet ook kan ontvang. En jy moet eintlik voor die tyd sê, al is jy 'n leier in jou kerk, jy's hier nie om ander te bedien nie, die Here het ons hierso geplaas om dit te doen, jy moet kan ontvang. Want mense raak maklik opgeblaas. Want jy's nou 'n vlak 3, jy bedien mos nou al en so. Mens bly nederig. En eintlik hoe meer jy groei in die Here, en jy leer en meer van die Here ken, hoe meer weet jy hoe afhanklik is jy van hom. Jy kan niks doen sonder hom nie.
Dis net hy. En dit is verstandelik dat jy sal weet, hoe meer ek God leer ken, hoe meer afhanklik is ek van God. En dan, om te wandel in Christus, vlak 3, disipel emosioneel, moet jy leer om in alle omstandighede vergenoeg tevrede te wees, Filippense 4 vers 11. Nee, wees vergenoegd, wees tevrede. Ons het behoefte aan bemoediging. En ek dink ook in ons land, as mense hoor nou, van die misdaad, en jy sien wat by Eskom aangaan, nadat die Ryter nou gepraat het ook, en jy kyk die beerdkrag vlak, wat 6, 7, 8, hulle sê ons is eintlik al vlak 7 gewees, en toe nog gistermiddag het ons ook nie eens water nie, want alles het mos 'n rimpel effek. Jy kan mens maklik moed verloor. En dan as jy moed verloor het, kan jy nie wandel in Christus nie. Een ding wat ons moet onthou is, God se doel met jou lewe kan nie gekeer word deur hierdie dinge nie, deur al hierdie uiterlike omstandighede. Die Here het jou hier geplaas met 'n doel vir hierdie tyd en hierdie omstandighede. En niemand en niks kan dit keer nie, behalwe jouself. Wanneer jy moed verloor en nie meer glo en hoop het nie, dan blok jy God se doel met jou lewe. En mens wil ook amper dink in die gemeente ook, dit voel die verval, raak erger, die samelewing verval, dan wil jy moed verloor. Nee, God het ons hier geplaas. Spesifiek hier in Bergbond, vir hierdie tyd, vir hierdie omstandighede, met 'n doel. Ons moet hier sout en lig wees. En as jy dit vashou, God se doel, dan gaan ons nie moed verloor nie. Dan weet ons moet hier wees. Om 'n verskil gaan maak. Die geleenthede om verskil te maak hier is eintlik baie groter as op ander plekke, byvoorbeeld. Ons hoef nie ver te gaan om 'n verskil te gaan maak. Ek weet baie ander kerke van ver af kom hulle om hier te kom help om 'n verskil te maak. Dis hier by ons. Onthou, God se doel kan nie gekeer word nie. Jou wil om die sukses om te wandel in Christus hang af van die dissiplinering van jou wil. 'n Vlak 3 disipel strewe daarna om al jou behoeftes te bevredig in Christus alleen. Om jou seksuele behoeftes te bevredig in Christus alleen, volgens wat hy sê in sy woord, nie buite sy wil nie buite die huwelik nie, byvoorbeeld. Om al jou behoeftes in Christus volgens sy wil te bevredig. Dit is 'n wandel in Christus. En dan ook sal jy tyd maak. Die beste tyd van die dag sal jy gebruik om God se leiding te vra. En in 'n verhoudings, 'n volwasse gelowige lewe nie meer vir jouself nie, maar jy lewe verander. Dit is so belangrik. Hier is een skrifgedeelte wat ek net eintlik wil teruggaan. Dit is een skrifgedeelte wat ek nou oorgestaan het, wat ek net na wil verwys. En dit is hierdie 1 Johannes 4 vers 1. Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy gees van God het nie, want daar's nou reeds baie valse profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. Hieraan ken julle die gees van God. Elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is, wat mens geword het, die gees van God wat van God afkomstig is. En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die gees wat van God afkomstig is nie. Hy die gees van en elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die gees wat van God afkomstig is nie, die gees van die anti-kris. Dis maar dit skrifgedeelte wat ek wil terugverwys het na al daai wêreldgeeste, die strominge. Maar nou in ons verhoudings, hoe gaan mense weet jy's 'n volgeling van Christus? Wat is die kenmerk? En dit is jy leef nie meer vir jouself nie, maar jy leef vir ander en vir God. Hier is die kenmerk. Jesus het gesê, Johannes 13 vers 35. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels
van my is. Die wêreld gee eintlik nie om hoeveel jy weet nie, hoeveel jy van die woord weet nie. Die wêreld gee nie om hoeveel jy weet nie, hulle gee om vir hoeveel jy omgee. Dis wat mense trek. Dis wat mense in die wêreld sal trek na Jesus toe. As hulle sien, ons het mekaar lief. Jy het selfs hom lief wat besig om verlore te gaan, of sy wat verlore gaan. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Dis hoekom ons ook praat van 'n omgee gemeente. As mense hier instap, moet hulle die liefde van die Here ervaar. Want dan sal hulle weet, hierdie is disippels van Jesus. Dis wat ons verhoudings moet kenmerk. En daar is lig. Ja. Goed, as jy my nou nie tot hier gevolg het nie, gee ek gou vir jou 'n samevatting, dat jy net kan bywees as 'n wandel in Christus, vlak 3, disipel. Dit gaan nie oor wat jy behoort te doen nie, dit gaan oor wat jy behoort te wees. Die regte gesindheid. Geloof in Christus, liefde vir God en naaste, en alles tot eer van die Here wat ek doen. My lewe moet die Here eer. En ons moet, die een ding bly ook, ons moet nie verwag dat almal wat hier sit, is op 'n vlak 3 disipel nie. Nee, want dan gaan mens van iemand verwag om dinge te doen, wat hy of sy eintlik nog nie kan doen en raak dit wetties. Want voordat jy kan wandel in Christus, moet jy eers groei in Christus. Dit is vlak 2. En voor jy kan groei in Christus, moet jy eers jou identiteit plaas in Christus. En seker weet ek is 'n kind van die Here en wie ek is in hom. Dit is baie belangrik. My identiteit, leef dit uit in my lewe en dan wandel ek in Christus. En dan een ding ook, ons sal nie ophou groei die kant van die graf nie. Dit sal aanhou tot jy eendag jou laaste asem uitblaas. Want ons gaan nie volmaaktheid bereik nie. Maar ons kan al hoe meer en meer wandel in Christus. Jou lewe kan al hoe meer en meer geken word aan wandel in Christus. Het gaan nie volmaak wees nie, maar het gaan meer en meer word. Want ongelukkig, ons word nie altyd deur die Gees gelei nie. Dalk daar by die huis irriteer die hond jou weer en dan verloor jy dit. Of 'n familielid of so iets. En dan val jy weer terug. Dan moet jy dit nou weer uitsorteer en sê, maar ek het nou nie onder leiding van die Gees opgetree nie. My verstand is ook, my verstand is ook baie keer verduister van die sonde. So ek ken ook nie volmaak altyd God se wil nie. So dit gaan heeltyd 'n groeiproses wees. Ek moet my wil dissiplineer en altyd in liefde optree en ek weet nie of hier iemand is wat altyd in liefde optree nie. Ek streef daarna, maar ek het nog nie reg gekry nie. En as julle wil weet hoe ver ek gevorder het, praat met my gesin, praat met Ilse Marie en my kinders. En baie keer wat vir jou baie goeie beeld kan gee, is jou huishulp. Die huishulp kan vir jou sê hoeveel jy hierdie week in die Gees gewandel het, of in die vlees. En dan ook, mens kan ook natuurlik baie keer terugval na krisisse van vlak 1 en 2 disipelskap. En hoe gebeur dit baie keer? Dit is baie keer deur traumatiese ervarings, nê. Gestel jy's vol vreugde en jy fluit deentjie wat ons vandag gesing het, nê. Jy klim in die kar, wil die kinders nou skool toe vat, jy trek by jou huis uit, nê, en daar word jy gekaap. Wat is die effek daarvan? Hierdie trauma. Skielik kan jy weer met 'n vlak 1 krisis worstel. Is ek ooit 'n kind van die Here, want hoekom gebeur so iets met my? Op 'n vlak 2 kan jy weer worstel met haat en onvergewensgesindheid. Nee, as jy iemand sien van daai ras of taal of so, dan is jy sommer weer kwaad. Jy's kwaad vir almal wat soos daai persoon lyk wat die vuurwapen teen jou kop gesit het. Nee, jy worstel weer met haat en onvergewensgesindheid. En dan ook, jy's weer ontevrede met jou lewe. Vlak 3 krisis. En daar's 'n gebrek aan broederliefde. Selfde ook, so kan mens elke keer traumatiese ervaring gebruik die duiwel om jou weer passief te maak. Dat jy nie wandel in Christus nie. Jy gaan deur 'n egskeiding. Ook traumaties.
Vlak 1, worstel jy weer met daai krisis as jy 2 Sondae kan terugdink, jy worstel weer met verwerping. Jy's verwerp. Op 'n vlak 2 worstel jy word depressief. Want jou lewe val uitmekaar as jy so deur egskeiding gaan. En op 'n vlak 3 worstel jy met hartseer en onvergenoegdheid weer. So wissel dit. Deur sulke ervarings wat 'n mens deurgaan. Kan jy weer terugval met krisisse van vlak 1 en 2 en 3. En daarom is ons hier kerk, nee. Ons moet mekaar help om te word wie ons al reeds is in Christus. In plaas van om vir mense te vertel wat hulle behoort te doen as Christene. Dit ons eerder vir mense help om te word wie hulle reeds is in Christus. En ek dink maar in hierdie omstandighede ook baie in ons sekuriteitsmagte, nee, in ons polisie, wat heeltyd met hierdie trauma te doen kry. En ek voel spesifiek Anton vir jou, nee, wat 'n kollega en 'n vriend verloor het so ruk terug. En weet ook, hou vas aan die Here. Hou vas en weet maar die Here sê hy gebruik jou. Jy is sy verteenwoordiger daar, waar jy met baie slegte omstandighede te doen kry, waar mense trauma deurgaan. Die Here het jou daar geplaas. Hy het jou nie gelos nie. Hy gebruik jou, ook in jou vriend se familie. En so. Hou vas aan die Here. Sy doel met jou lewe kan nie deur hierdie omstandighede gekeer word nie. Kom ons bid saam. Here, ons sê dankie. Dankie, Here, dat ons weet, U het 'n plan en doel met ons lewens. En U wil hê ons moet groei in Christus. Here, dat ons in alle omstandighede, soos Paulus sê, onsself, Here, dat ons in alle omstandighede tevrede sal wees. Want ons weet, Here, U is in ons, U is by ons, U sal ons nooit verlaat of in die steek laat nie. En U het 'n plan en doel met ons lewens, ook met Bergbron gemeente. En dat ons dit sal volg, Here. Gebruik ons hier soos 'n stad op 'n berg, wat U lig laat skyn. Nie net hier binne nie, maar na buite toe, Here, om 'n verskil en 'n verandering te bring in ons samelewing. En dankie, Here, dat U ons al reeds so gebruik. So hoor, Here, waar Bergbron, die gemeentelede betrokke is in die omgewing. En Here ook weier. Dankie daarvoor. Maar maak ons nog meer effektief. En dat ons met die autoriteit van Jesus sal uitgaan en die werke van die duisternis sal beveg en hulle sal terugdryf in Jesus se kosbare naam. Amen. Ja, Here, ons wil vandag roem en ons wil roem in U naam, Here. Want by U is altyd hoop. U het gekom na hierdie donker, sondegevalle wêreld om ons te red. Here, en dat U het ons ligdraers gemaak in U koninkryk. En ons het U seëning so nodig om uit te gaan, om sout en lig te wees vir die wêreld. En ons maak ons hart en ons hande nou oop om U seën te ontvang. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.